Wynand, Reinhard, Jannie, baie dankie dat julle ons die voorreg bied om met julle te gesels oor Monas Rugby op hierdie amazing program Blindside. Ons sê van dag 1 af vir almal wat dit kyk, ons wil mense inform, educate en excited maak oor die regte goed waaroor skole rugby gaan. En ek moet sê met die bietjie wat ons hier kon deurstap, Wynand, ek gaan met jou begin en die geskiedenis wat in hierdie skool is net absoluut fenomenaal. Ek het vir jou voor die tyd gesê jy's 'n legende by die skool. Hulle gaan waarskynlik vir jou 'n standbeeld moet oprig. Vertel ons 'n bietjie meer van jou tyd hier, dit wat jy hier sien gebeur het. Hoekom jou hart so in hierdie skool is? Ja, Thys, baie dankie. Jy weet, Monas is 105 jaar oud. Nou, ons sien dit as verskillende eras. Vir die tyd toe 2010 toe ek hier gekom het, daai final wat ons gespeel het teen Waterkloof, wat Monas 27-26 gewen het. Eerste keer wat ons pad gekruis het, maar dit is ook my pad met Monas as ou wat by die skool gewerk het. My kinders was almal in Monas, ek het by die Leeu's gewerk. Ek het die huis net hier naby Monas gekoop om hulle in Monas te sit, want dit is makliker geweest. Maar my net het geweet dat hierdie skool so groot verantwoordelikheid vir my gaan wees en 'n indruk op my gemaak het. So, ja, Monas het 'n menigte mense 'n groot invloed gehad, en kinders, en net die gemeenskap hier rondom. Dit is 'n gemeenskapskool Monas, en daarom is ek so ongelooflik lief en trots vir hierdie skool. Wynand, jy doen ongelooflik baie moeite in die werwingsproses. Ons weet hoe belangrik daai werk is, maar vat ons 'n bietjie deur jou proses. Ek meen, jy gaan nie net hier rondom nie, jy gaan wyd om te kyk waar die talent lê. Ja nee, dis 'n spanpoging heel eers Thys met die manne langs my en my sy wat nuwe idees en gedagtes gebring het. Maar in die verlede werk het my net so, heel eers ons wil ons kinders by Monas hê wat jy wil wees. Dit is vir ons belangrik. Ons wil nie 'n ouetjie wil hê wat nie lief word vir die skool eventueel nie en 'n monumentaar word of vir die witbulle wil speel nie. So dit gaan maar 'n proses en ons nooi die kinders, ons vat hulle hierdie skool en ons vat ons hierdie pragtige rugby museum wat 'n paar jaar terug op die been gebring is. En hier leer ons vir hulle die tradisies. So ons glo die tradisies van Monas bou die kinders se karakters op die einde van die dag. En so Sophie altyd, Reinhard vir die seuns altyd sê en vir die ma sê, ons wil hê jy moet 'n goeie pa wees vir jou kinders. Jy moet enige karakter hê waar jy probleme kan oplos. En dis wat Monas vir jou skep. So as 'n ou by ons het al baie keer gesien, ouetjie wat onder 14 D-span speel of selfs E-span speel eendag vir die witbulle. Want as gevolg van die liefde vir die skool en almal vir ons probeer die kinders hier kry by die liefde vir die skool en wees trots op Monas. Ja, en rugby is 'n groot gedeelte van Monas, definitief. Ja, en ons het ding soos Monas Guts en daai seuns leer dit aan. Dis iets wat ons nie vir die ouers kan sê en wat ek al net ewe skielik sal die seentjie begin vinniger speel. Vinniger hardloop, groter word op die veld, maar dis Monas Guts daai en jy kan dit nie kweek nie. Hulle leer dit hierso by Monas. Ja, fantasties. Ek wil net aansluit by Wynand. Hy doen regtig goeie werk en jy is 100% reg. Om begaafde kinders te hê, dis maklik om met begaafde kinders te werk. En daarom probeer al die skole so hard om die beste spelers te werf. Maar op die einde van die dag, ek dink al drie van ons glo dat daar's een ding wat jy nie kan werf nie en dis loyaliteit. Loyaliteit is nie te koop nie. So of jy gee jou loyaliteit vir 'n skool of jy doen nie. En op die einde van die dag, om net mense met beurse te lok, is nie 'n volhoubare of 'n stelsel wat regtig waarde toevoeg tot 'n gemeenskapskool soos wat Wynand sê nie. En dit is waar ons inkom. Op die einde van die dag moet 'n goeie skool 'n seun kan ontwikkel. Dan het jy nie nodig om die 50 beste ouens net beurse te gee nie. Want dan het jy vertroue in jou vermoë as afrigter om kinders te ontwikkel. En ek dink dit is wat ons probeer by Monument. Hy moet kom omdat hy wil hier wees. Ja. En dan daai kind wat hier wil wees, ek is seker of ek kan met vertroue sê dat ons hom sal verbeter en oor 'n periode van 5 jaar sal hy 'n baie beter rugbyspeler wees. En ons voel dit is 'n meer volhoubare stelsel en dit is ook 'n beter stelsel. Ons kan goed sien gebeur. Onder 14, 15, 16 daar's mooi goed wat hier gebeur. Wat probeer julle vestig? Jy is 100% reg en ek voel baie bevoorreg om deur ouens soos 'n Rassie afgerig te word het en Heineke Meyer en John Plumtree en Jake White en Johan van Graan en
glo dit of jy wil of nie, ek is nog in kontak met meeste van hulle, want daar is maar weke wat jy nie antwoorde het nie, en jy verstaan nie hoekom in jou kop dink jy die span moet so presteer, en dit is die verwagting, en dan gebeur dit nie, en omdat ons nou maar nog niet is, Reinhard is baie meer ervare, maar omdat 'n mens niet is, dan wil jy weet, hoe kan ek dit verbeter? So, daar is nie 'n regte en 'n verkeerde manier nie, daar is verskillende maniere, of jy het 'n groot pak en jy dra die bal baie, of jy het 'n ligter pak en jy skuif die bal baie. Ek bedoel, rugby is 'n baie mooi sport, in die sin van, jy kan bietjie strategie gebruik, en op die oomblik, of hierdie jaar, deur die jaar, het ons probeer om ons strategie aan te pas, om die seuns wat ons het, die beste te pas. Want op die einde van die dag, is dit tog hulle wat speel op die veld. Reinhard, jy's hoof van rugby. Is jy maar verantwoordelik vir die afrigters, wat dan nou die laarspanne afrig, om so 'n bietjie oorhoofs te kyk, hoe hou julle daai ouens, wil eintlik sê aanspreeklik, om julle kultuur te sien deurkom tot by die eerste span? Dit was altyd my grootste droom, een van my grootste drome, om Monas af te rig, jy weet hulle af te rig. Ja, dus ek en Janie werk hand aan hand saam. As jy kyk na Monas rugby in die verlede, hoe ons gespeel het, die manier ons gespeel het, daai ou hardloop rugby, as jy sien 'n bal in hand het, want as hy skill come back, as dit nou pass, as dit nou skop of chip of offload, so ons werk hard daaraan om daai terug te kry, van onder 14 D af reg hier tot die eerste span. Ons het so 2 weke voor die vakansie, was almal op die ras van onder 14 D, en ons het deur ons beginsels gegaan op attack, en een van ons beginsel is magic. So ek sal 'n bietjie meer daaroor uitbrei. Monas Magic staan vir M is kry motion, jy move op die bal, agility is your fast feet, fend, G is vir go forward, E is vir intensity en consistency. So ons drill daai basiese principles op attack en op defense in, maar ons wil ook nie die vryheid van die afrigter wegvat om sy moves en sy tricks te doen nie. So ons Monas se suksesse in die verlede, die hardloop rugby, wil ons weer terugbring wat deel van die skool was, die DNA van die skool. Hoe graag wil julle hê moet hierdie gemeenskap weer wees? Kom ons praat van daai roemryke jare en van die 2010s en daai goed. Uit die aard van die saak met dit wat nou deurkom as julle op pad soontoe, maar wat sien julle as die plan, Janie, as ek julle al drie kan vra, hoe lyk daai tydsraamwerk? My droom is om Monument 'n baken van uitnemendheid te maak. Dat maak nie saak waar jy van die dorp af kom nie. Wat se kar jy ry nie, of wat se tokse of tekkies jy dra nie. As jy in Monument kom, is ons een, en ons streef uitnemendheid na, en waar jy kan kompeteer met ander mense op gelyke vlak, maak nie saak wie jy is nie. En amper 'n bietjie van ek wil dit nie 'n baken van hoop noem nie, maar dit is lekker om trots te wees op die skool waar jy was. Om mense te bring en te sê, hoorie, dit is my hoërskool, en kyk hoe mooi is dit, kyk hoe goed doen hulle. Ek bedoel, ek voel so oor my skool, en dit is my droom vir Monument, dat almal wat verbonde is, of jy nou tafeltennis of skaak speel, of in die koor sing, of in wat ook al, en rugby dra by daartoe, maar dat almal trots is op dit wat hulle doen, en absoluut hulle heel beste gee, om die skool so goed as moontlik te maak. Ja, dit gaan nogal vir my interessant wees, as Janie se seun moet op 'n skool besluit, want soos julle weet, Janie is 'n Grey College old boy, en hoe vinnig hy lief geword het vir die plek, en sy hart en siel ingesit het nie. Jy kan dit week in en week uit sien, jy kan dit Saterdag sien, die man het trane in sy oë, en hy wil so graag hê die seuns moet goed doen en wen, en dit is so lekker om te sien, en ek kry nou wondervleis as ek net daaroor praat. So ja, jy raak vinnig lief vir die plek, en jy kan vinnig sien wat hier aangaan, en jy gee vinnig om vir die mense, en dit is 'n spesiale plek. Fantasties, Wynand. Ek sluit af deur te sê, Saterdag is ons 23ste keer wat Waterkloof en Monas te mekaar speel. 1996 het Waterkloof gewen, 24-17. En verlede jaar het hulle in die semifinale vir Monas geklop, 35-34. Monas het amper daai game was verby, en ons het die misgeskop paal toe. So môre is die 23ste keer, sien uit na 'n lekker derby tussen ons en Waterkloof.
Ons kan self nie wag nie, man. En ek moet vir julle eerlik sê, ek wens julle alle sterkte toe vir die toekoms. Janie, ek weet julle doen ongelooflike werk hier. En ek wil die gemeenskap vra om julle regtig te support. Hierdie gemeenskap waarvan julle praat, maar selfs die wat nog moet kom. Gee die manne 'n ordentlike kans. Rugby gebeur nie oornag nie. Mag elke oomblik vir julle net die moeite werd wees om hier by Monas te wees, manne. En dankie vir Blindside, dankie vir om Johnny Burger en die South African Hall of Fame om belang te stel op die einde van die dag. As daar nie belangstelling is nie, dan sal ons nooit hierdie geleentheid hê nie. So baie dankie vir julle ook. En hou ons dop. Ons sien uit na wat voor lê. Ons gaan verseker, dis 'n voorreg. Dankie manne. Baie dankie. Dankie.